ons lees saam. Toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man met 'n lang wit kleed om aan die regterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie. Julle soek Jesus, die Nasarener wat gekruisig is. Hy het opgestaan. Hy's nie hier nie. Daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus dat hy voor julle uitgaan na Galilea. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit en vlug van die graf af weg. En bewing en ontsetting het hulle aangegryp. En hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Is dit nie so, dat ons almal 'n gelukkige einde wil hê nie? Ons wil afsluiting hê aan 'n storie. Dis wat 'n goeie storie maak. Ons wil 'n einde hê wat die los drade in die verhaal vasbind en dit vir ons 'n bevredigende slot gee. Dis nie hoe Markus se evangelie eindig nie. Dit eindig met bewing, verbuistering en die vroue wat by die leeggraf opgedaag het, wat in stilte vlug na die opstanding. Geen wonder dat skrifgeleerdes en tolke deur die eeue gevoel het om Markus se verhaal vir hom te wil klaarmaak nie. Sommige moderne vertalings het byvoegings tot die teks, 'n korter einde en 'n langer einde. Maar die oorspronklike teks eindig met hierdie skokkende realisme. En is dit nie dat die regte wêreld waarin ons leef, onsself ook die spanning beleef wanneer dinge onopgelos bly? Ons lewe is vol onvoltooide stories, van die geleenthede wat ons laat verbygaan het, die verhouding wat uitmekaar geval het, die familielid of vriend wat heeltemal te jong gesterf het, en ons probeer so om maniere te vind om sin te maak van ons stories. Maar ten spyte van die onstuimige, onbevredigende einde van Markus se evangelie, gee hy vir ons rede om te hoop. Hoekom? Want die graf is leeg. Die engel sê Jesus het opgestaan en die boodskap van die engel kom ook na ons toe, wanneer ek en jy onsself bevind op die plek waar die graf leeg is. Die opstanding het plaasgevind, maar dinge is steeds nie opgelos nie. Ons het steeds vrees. Hoe leef ons met hierdie realiteit? Hoe leef ons tussen die spanning van opstanding en hoop en die gesig van onsekerheid en vrees? Vandag 3 opdragte wat die engel vir die vroue by die leeggraf gegee het wat na ons lewe toe kom. In die eerste plek, moenie bang wees nie. Nou die vrese van ons tyd het vinniger vermeerder as die jare. Met kommunikasie, internet wat ons vandag het, die vermoëns wat tot ons beskikking is, hulpbronne, word ons onmiddellik bewus gemaak van elke ramp en elke uithoek van ons wêreld. Ons leef in vrees in ons eie huise, ons wonder, het ons genoeg slotte op ons deure, genoeg alarmstelsels, genoeg sekuriteitsligte en genoeg veiligheidsmaatreëls om seker te maak dat ons slegte mense uithou. Die vrees vir ons gesondheid. Wat gaan my jongste toetse openbaar? Die onsekerheid oor ons land en die politieke situasie, het my kinders 'n toekoms? Nou vrees is 'n belangrike element in die opstandingsgebeure. Uit die perspektief van die disippels het Vrydag baie sleg geëindig met Jesus wat gekruisig is. Hulle kruip weg uit vrees vir die owerhede. Hulle sit met vrae, is ons volgende, gaan hulle ons in hegtenis neem en gaan ons volgende gekruisig word? Die vrouens by die graf is bewend, bang, so bang dat hulle niks sê nie. Maar in die opstanding kom die Here, kom sy boodskapper na ons toe, wat ons verseker, die bankinders wat ons is, dat alles goed is, en dat alles vir ewig en altyd goed sal bly. Dit is wat die opstanding beteken.
Frederik Buechner het gesê, opstanding beteken, die ergste ding is nooit die laaste ding nie. Stel jou voor, 'n klein kind wat bang is en na sy mamma toe hardloop. En sy arms om haar gryp. Daar's chaos in sy binneste, maar in daardie oomblik het die ma die mag om die chaos wat binne hom is stil te maak. En natuurlik is dit presies wat enige goeie ma sal doen. Sy sal die kind vat, hom omhels, hom dalk wieg, 'n lampie aanskakel, en sy sal met die kind praat of sing, en sy sal sê, jy hoef nie bang te wees nie, moenie bang wees nie, alles is oukei, alles is reg. Nou in daardie oomblik, om te sê, moenie bang wees nie, en dit te bedoel, is om te sê dat op die ou eind, die krag van goedheid sterker is as die krag van kwaad. Dat die krag van lewe sterker is as dooies, en die dooies sal uit grafte uitkom. Dat al ons foute vergewe sal kan word, en dat ons niks het om te vrees nie. Die ma se vertroostende gerusstelling, moenie bang wees nie, alles is oukei, is in werklikheid 'n belydenis van geloof in die Here en in die opstanding. En dit is die krag van die opstanding. Die opstanding, die engel van die opstanding by daardie leë graf kom na ons toe en sê, moenie bang wees nie, alles gaan oukei wees. In die opstanding kan ons glo in die ewige lewe en dat Jesus die dood en alles wat ons bang maak oorwin. Hy leef, hy het opgestaan. Die woorde van een van my gunsteling gesange, Engelse hymns en vrylik vertaal in Afrikaans sê, hy leef om al my vrese stil te maak. Hy leef om al my trane af te vee. Hy leef om my onrustige hart te kalmeer en hy leef om alle seëninge te gee. Die opstanding is meer as net die feit dat die Here die liggaam, dat God die liggaam van Jesus uit die dood uit laat opstaan het en opgewek het. Dit beteken dat hy die mag het oor dood. Dit beteken dat hy die mag het oor alles wat ons dalk twyfelagtig, bang en vreesagtig kan laat voel. En dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus vir ons wat in 'n wêreld leef wat vrees in ons harte wil bring. Hy het opgestaan. Die tweede opdrag wat die engel gee aan die vroue, maar ook dan aan ons by die leë graf, is, gaan na Galilea. As jy die Bybel met sorg bestudeer, sal jy sien dat die Here 'n gaan vooruit God is. En die engel sê dit vir die vroue, en sy sê, Jesus gaan voor julle uit na Galilea toe. Maar dit is wie die Here is. Toe Moses en die kinders van Israel in die woestyn die gevaar in die gesig staar. Hierdie groot avontuur, maar dit voel nie vir hulle soos 'n avontuur nie. Toe hulle daar in die woestyn is, het God bedags voor hulle uitgegaan in 'n wolkkolom. En in die nag met 'n vuur. En reg deur die geskiedenis, reg deur die Bybel sien ons, deur jare van getrouheid en ontrouheid, deur goeie tye en slegte, deur ballingskap, deur oorloë, rampe, elke soort uitdaging wat 'n mens kan voorstel, het God altyd voor sy mense gegaan, waar ook al hulle was, wat ook al hulle behoeftes. Hy het sy profete onder hulle gestuur om hulle die waarheid te vertel. Hy het ook voor hierdie vroue by die graf vooruitgegaan en hulle by daai graf ontmoet, sodat hy het voor hulle uitgegaan om daai grafsteen weg te rol. Die Here gaan ons altyd en ewig vooruit, nie net om die weg voor te berei van waarheen ons op pad is nie, maar om ons ook te onderhou op die weg waarop ons moet loop. En wat is daai weg? Gaan na Galilea. Gaan na Galilea, sê die engel vir die vroue. Hulle sal Jesus daar sien. Nou, hoekom Galilea? Wat is Galilea en hoe kom ons daar? Wel, in die evangelies is Galilea nie bloot 'n geografiese ligging nie, dis nie net 'n plek op 'n kaart nie.
Dis eerstens 'n plek van die hart. Galilea verwys na die droom van die pad van vriendskap wat die disippels eensaam met Jesus gestap het. En na daardie plek en tyd toe hulle harte die meeste gebrand het met hoop en entoesiasme. En nou, na die kruisiging, net wanneer hulle voel dat die droom dood is, dat hulle geloof net fantasie is, word hulle gesê om terug te gaan na die plek waar alles begin het. Gaan terug na Galilea. Nou jy moet weet, daar's 'n deel van terugkeer na Galilea wat bietjie moeilik is. Want daar's ou patrone, ou gewoontes, daar's ook die feit dat jy in die oë van mense moet kyk wat jou sien as dieselfde persoon as wat jy altyd was. Dit is wat so vreesaanjaend is oor die Engelse boodskap. Om terug te gaan na Galilea is om mense in die oë te kyk wat jou beter ken as wat jy jouself ken en om te sê, alles het verander. Om Galilea toe te gaan, beteken om te gaan na al die teleurstelling met die mense wat dieselfde teleurstellings as jy geken het, of gedink het jy's dwaas om in die eerste plek te hoop. Vir daardie vroue het dit beteken om 'n reis van 4 dae te stap, na die plek waar die mislukking van hul hoop die duidelikste was. Dit het beteken om met mense te praat, wat net so teleurgesteld was soos hulle. Maar met die boodskap te kom, alles is anders. Nou vir ons om op die reis na Galilea toe terug te gaan, na daardie plekke waar ons kwesbaar is, waar ons harte eens brandend was, maar wat nou gevul is met teleurstelling, is die versoeking om na Emmaus toe te ontsnap. Onthou jy die disippels die 2 disippels van Jesus na die opstanding, hulle gaan Emmaus toe. Nou Emmaus was so Sun City van daardie tyd. Dis die plek waar jy gaan om weg te kom, te ontsnap, te vergeet. Maar om Galilea toe te gaan, is om deur die deur te stap, is om terug te gaan huis toe. Die Here nooi ons nie om te ontsnap en te ignoreer en te net aan te gaan in die lewe nie. Hy sê, gaan na daardie plekke toe, wat die naaste is aan jou hart, die plek waar jy die mees kwesbaarste, mees onindrukwekkendste, mees magteloosste en dalk die mees bangste is. Ons hoef nie bang te wees om weer soontoe te gaan nie, want Jesus het opgestaan. En hy sê, ek is reeds daar, ek wag vir jou, ek gaan jou vooruit. Waar is jou Galilea waarin jy moet gaan? Is dit binne 'n gemeenskap, waar jou hart die eerste keer begin brand het, maar jy het so seer gekry. Is dit na daai verhouding, waar jy net weggeloop het? Waar jy weet, ek het soveel seer gemaak, soveel teleurstelling veroorsaak. Is dit na jou bidplek wat jy verwaarloos het, of in jou verhouding met die skrif? Jy's kwaad vir die Here geword, jy het kwaad vir hom geword. Gaan terug na Galilea. Ek kan nie help om te wonder of Markus sy evangelie beëindig het met hierdie verbasing en vrees en stilte van die vroue nie, om ons in te nooi nie. Want die einde van die verhaal moet nog geskryf word. Jou opstandingsverhaal is besig om geskryf te word. Ons het nog baie om na Galilea toe te stap. Want weet jy, toe hulle op pad is Galilea toe, het hulle Jesus gesien. Hulle het die opgestane Christus ontmoet. Gaan terug. Die laaste opdrag wat die engel gee, is onthou. Onthou wat hy vir julle gesê het, want net soos hy vir julle gesê het, so het hierdie goed gebeur, onthou. Nou wanneer ons in die tussenoomblikke van die opstanding leef, waar alles om ons lyk net nog nie of daar opstanding is nie, die realiteit is nie so nie, word ons genooi om die groot beloftes van God te onthou. Hy het gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, sodat julle kan weet waar ek is. Hy sê, omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Hy sê, die wat in my glo, al is hulle dood, sal lewe. En hy sê, ek is altyd by jou. In die uitdagings van die lewe,
moet ons vashou aan hierdie beloftes, moet ons onthou wat die Here vir ons sê, wat hy vir ons gesê het. Want dit is wat ons in staat stel om verby die huidige pyn, lyding, seer en hartseer te kyk, en dit is wat vir ons krag gee. Dit is wat ons krag gee, dat Jesus Christus die Here is. Hy is wie hy gesê het hy is. Hy het gedoen wat hy gesê het hy sal doen. Om te glo dat Jesus uit die dood opgewek is om te glo dat die beloftes in die middel van dinge wat ek beleef, dat dit waar is. En dat daar 'n mag is, 'n krag is wat die Here van die heelal is. En hy is ten volle in beheer, ongeag onstuimige beskawings, politieke sisteme, spanning tussen boosheid en goedheid, en te midde van die teenwoordigheid van dood in ons lewe. Jesus Christus is die Here. Dis wat die vroegste Christene bely het. Hulle het een enkele reël van die geloofsbelydenis herhaal in tye van nood. Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, vir hulle het dit genoeg gesê. Vir hulle het dit uit alles gesê. Dit het gesê dat daar in die middel van alle dinge 'n genadige persoonlike God is wat kom as Jesus Christus. En dat hierdie God kragtig genoeg en liefde genoeg, vol genoeg is om oor alles te heers. Hy's die Here, hy heers. Dit beteken dat die dood geen mag het om jou uit die arms van die Vader te neem nie. Dit beteken niks kan jou van God afskei nie. Onthou wat hy vir jou gesê het, onthou wie hy is. Watter slegte nuus jy ook al in die gesig staar, watter skuldgevoel of las ook al op jou skouers is, watter vrees jy ook al in die gesig staar, onthou, hy het opgestaan. Hy's nie meer hier in die leë graf nie, jy het 'n opstanding wat kom. Vir die bejaarde wie se gesondheid swak is, jy hoef nie in vrees te leef nie, onthou, hy het opgestaan, jy het 'n opstanding wat kom. Aan die verwoeste man wie se vrou jou verlaat het, en jy voel verraai en alleen, jy hoef nie soos 'n verlorene te leef nie, herinner jouself, hy het opgestaan, die graf is leeg, my opstanding kom. Aan die bang ouers van 'n depressiewe kind, jy hoef nie beswaar te leef deur hierdie gewig van blaam nie. Vir die angstige werker wat werk verloor het, vir die skuldbelaaide verslaafde wat in skaduwees wegkruip, onthou, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Jou opstanding kom. Wie jy ook al is, moenie vergeet nie. Moenie vergeet nie. Hy het opgestaan. Vandag gaan ons afsluit deur die nagmaal saam te gebruik. En dalk is jy op jou eie. En soos jy dit neem, bid ek dat jy sal weet, dat jy sal met ander gelowiges nou bely, dat hy sy bloed gestort het, dat hy sy liggaam gegee het, dat hy gesterf het, sodat ons kan lewe. Maar die graf is leeg. Jesus Christus is ons Here. En soos ons die nagmaal gebruik, gaan ons span ons begelei om die geloofsbelydenis saam te sing. Jy kan luister en dan op die skerm volg, soos ons antwoord in die belydenis met Amen, Amen. Kom ons gebruik die nagmaal saam en bely dan ons geloof.
Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. Amen, 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 amen. Glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Hy het op die derde dag weer opgestaan. Hy het die dood opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemeen Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die Here, dankie vir u lewe. Dankie dat die graf leeg is en dat geen vrees of verwarring of twyfel ons kan skei van u liefde nie. Dankie vir u krag in ons lewe. Mag dit ons versterk, Here. Mag dit vir ons gee wat ons nodig het. Jesus Christus, u is ons Here en ons aanbid u. In Jesus naam, amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. As jy saam met iemand wil bid, is jy so welkom om uit te reik. Van ons spanlede is beskikbaar om nou saam met jou te bid, te luister, saam met jou te wees, 'n spasie te hou, waar jy saam met die Here kan praat, met hulle kan praat en met die Here kan praat. Ontvang die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus wat opgestaan het. Die liefde van God ons Vader, wat mens geword het deur sy Seun Jesus, en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees is en bly met ons, nou en vir altyd. Amen.